Goeiemôre gemeente en welkom by vanoggend se virtuele erediens. Kom ons word net so saam rustig in die teenwoordigheid van ons Here. Hou diep asem. In en uit. En in en uit. Fokus net op die asemhaling. Voel hoe hierdie stilte u in 'n ander leefwêreld bring. 'n Leefwêreld waar vrede heers. Hier is geen bekommernis. Hier is net vrede en vreugde. Heilig, heilig, heilig Heer, God Almagtig. Groot is u troon, u is steeds met lof omring. Heilig, heilig, heilig. Liefderyk, genadig. U is steeds met lig en lof omring. Ons kom vanoggend voor hierdie heilige God te saam. In hierdie oomblik is ons volkome in verbintenis met die lewende God. Die Gees van God raak elkeen van ons se harte aan. Heilig, heilig, heilig. My hart, o Heer, aanbid U. My hart is bly en roep dit uit. U is heilig, Heer. Amen. Gemeente, ek groet u in die naam van ons heilige God. Genade en vrede vir ons elkeen. Ons skriflesing vanoggend is 1 Petrus 1 vers 13 tot 16. Sien daarom met verwagting uit na die genade wat vir julle gebring word, wanneer Jesus Christus weer verskyn. Sorg dat julle helder dink en gedissiplineerd lewe. Wees gehoorsaam aan God, want julle is sy kinders. Moenie weer soos vroeër julle natuurlike neigings die oorhand laat kry nie. Julle het destyds nie van beter geweet nie. Soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel ook heilig wees. Hy het immers self gesê, wees heilig, want ek is heilig. Ons lees net tot dusver. So spreek die woord van die Here, geseënd is elkeen wat dit hoor en daarna luister. Wees heilig, want ek is heilig. Ek wens ons kon vanoggend eintlik by elkeen wat na hierdie video erediens kyk of luister hoor wat hierdie woorde vir hulle beteken. Maar kom ek vra u vanoggend so. Wat beteken hierdie woorde vir u? Wees heilig, want ek is heilig. Wat beteken dit vir u as ons praat van heiligheid?
Wat beteken dit vir u as ons sê dat God heilig is? Natuurlik kan ons sê dat vanuit die betekenis van die woord kan eintlik niemand van ons regtig weet wat heiligheid is nie, want heiligheid verwys na iets wat groter, beter en anders is as wat ons nou het of waaraan ons gewoond is. Wanneer ons soek na die heiligheid van God, is dit immers nie omdat ons dink ons heilig is nie, maar juis omdat ons weet dat ons glad nie naby die heiligheid van God kom nie. Miskien is hierdie beeld van The Bible Project 'n goeie uitbeelding van hoe ons kyk na die heiligheid van God. Wanneer ons in die heilige teenwoordigheid van God kom, moet ons dan eintlik ons gesigte wegdraai. So ongelooflik is die beeld van die Here se heiligheid. Dit is eintlik nie iets wat ons kan aanskou nie. Ons kan nie in die gesig van hierdie heilige God kyk nie. Hoekom nie? Miskien kan ons nie, want God is God en ons menslike wese kan nie die goddelikheid van God aanskou en bly leef nie. Dit ego vir ons die gebeure van Moses in Exodus, veral Exodus 33 vers 18 tot 20. Toe vra Moses, kan ek nie maar u heerlikheid sien nie? Die Here sê vir hom, ek sal jou iets van my goedheid laat sien en ek sal jou my stem laat hoor, wanneer ek my naam, die Here, uitroep. Hy sê toe vir hom, jy durf nie my gesig sien nie. Geen mens sal bly leef as hy sien hoe die Here lyk nie. Geen mens sal bly leef as hy sien hoe die Here lyk nie. Hier sê die teks heel duidelik vir ons dat ons as mense nie die heerlikheid van God kan sien en sal kan bly leef nie. So wat dan van God se heiligheid? Want in 1 Petrus 1 vers 16 staan daar, wees heilig, want ek is heilig. Wat beteken dat heiligheid ook deel is van wie God is? Is dit dus net die heerlikheid van die Here wat ons nie ten volle kan aanskou en bly leef nie? Of kan ons ook nie ten volle die heiligheid van God sien en bly leef nie? Albei getuig van 'n waarheid. Want sien, die heerlikheid, die doxa van God, verwys na God se glorie, die heerskappy van God en God se koningskap. So ja, wanneer die Here se volle heerlikheid geskied, sal dinge nie net kan aangaan soos dit nou aangaan nie. God se heerlikheid verwys na 'n transformasie van die werklikheid soos wat ons dit nou ken. Dit is die openbaring van God se nuwe orde. God se heiligheid sê egter ook iets van vernuwing en iets van verandering. Maar miskien kom dit op 'n manier nader aan die mens, soos ons lees in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Die verandering wat dus plaasvind is naby aan die mens, want ons sien een belangrike ding raak wanneer ons praat oor die heiligheid van God, en dit is dat daar iets in die mens is, wat nie sterk genoeg is, sodat dit sal bly leef, as dit in die heilige teenwoordigheid van die Here kom nie. Daar is iets in die mens, wat nie sal bly leef, as dit in die teenwoordigheid van die heilige God kom nie. En wat is dit? Wat is dit wat nie sal bly leef nie? Dit is die lewe wat ons geleef het, voordat ons van God geweet het. Want niemand kan van God weet en steeds lewe soos wat hulle vroeër geleef het nie. Dit is wat 1 Petrus 1 vers 14 sê. Wees gehoorsaam aan God, want julle is sy kinders. Moenie weer soos vroeër julle natuurlike neigings die oorhand laat kry nie. Julle het destyds nie van beter geweet nie. Wanneer ons dus in die heilige teenwoordigheid van die Here kom, word ons daardeur verander. Ons vind 'n nuwe identiteit in die Here en daarom kan ons 'n ander lewenswandel nastreef. Hierdie woord is belangrik. Anders. Ons kan 'n nuwe lewenswandel nastreef. Ons kan 'n ander lewenswandel nastreef.
Ons moet anders wees. Want dit is juist wat die Griekse woord heiligheid beteken. Heiligheid of hagios in die Grieks beteken om apart te hou, om anders te wees. Nou hiermee is ons as mense baie goed. Ons kan onsself baie goed apart van ander hou. Ons kan so maklik op sy stoot, ons kan so maklik oordeel, ons kan so maklik anders wees. En ons doen dit alles in die naam van heiligheid. Maar nou is my vraag vanoggend. Is dit heiligheid? Of is dit hoogmoed? Een van die beste maniere om te sien hoe apart gehou word of eenkant gehou word, hoe daai tipe van andersheid en hoogmoed verander, een van die beste maniere om dit te sien, is in die storieliedjie van Karike Keesenkamp. Kom ons luister daarna. Daar het 'n jong poukie, 'n oulike oukie, sy nes op 'n boomdak gebou. Sy vere was fraai en sy houding was kwaai, hy was trotser as enige bou. Elke aand het sy krete weer klink, maar hoe heet die ander ou boue laat rol. Want sy stem was so luid soos 'n engine se fluit, en dit het die ander laat gril. Hy skree, kyk net na my, ek is mooier as enige bou. En die trots van die boue, daar's niemand so blink en so blou. En al die ou boue was moeg vir die stem van die trots en verwaande klein bog. Want hy pronk en hy straal met sy pragt en sy praal, soos 'n koning, hoe laf is dit tog. Die ander klomp here van eender se vere, gesels toe oor wat om te maak. Maar hy hoor van hul planne en bestorm die manne, en hy maak 'n lawaai soos 'n draak. Hy raas, jou lawe ou klomp, ek is mooier as enige bou. En die slimste van almal, en dit moet jy altyd onthou. Hy praat nog sy storie, so waar en getorie, en daar glip sy voet en hy val. Hy rol in die modder en beland in 'n grasbol vol dorings, en daar sit hy vas. Jul moes daar gekom het, dit sou jul verstom het, sy vere was morsig en vuil. En die ander klomp lag vir die res van die dag, hulle het almal gelag tot hul huil. Hul sê, kyk nou na hom, hy so lelik as wat jy kan kry. Die verwaande ou poukie, daar's niemand so lelik soos hy. Nou ja, is hierdie andersheid, is hierdie pou wat homself apart hou, is dit heiligheid? Beteken dit dat wanneer ons 'n ander lewenswandel nastreef, dat ons moet roep en sê, kyk tog na my, volg tog my voorbeeld, want sien julle hoe mooi en goed en die beste is ek? Nee, inteendeel. God se heiligheid word nie verwoord in die beeld so pragtig soos die van 'n pronkende pou nie, maar eerder in die gebreekte, die gekneusde, die gekruisigde beeld van Christus. En dit is die heilige voorbeeld wat ons najag. Ons is dus nie heilig wanneer ons in hoogmoedige afsondering en isolasie leef nie. Ons word heilig gemaak deur die heilige oorgee van onsself aan Christus. Ons is heilig nie wanneer ons pronk nie, maar wanneer ons met ons wonde in verwondering saam met mense leef in hierdie wêreld. Ons word heilig gemaak wanneer ons toelaat dat ons lewens deur die beeld van God se heiligheid vernuwe word. Daarom doen ons die vreemdste ding wat enige iemand in hierdie wêreld kan doen. Ons
het mekaar lief. Want 1 Petrus 1 vers 22 tot 33 sê, julle kan mekaar dus as medegelowiges regtig lief hê. Daarom moet julle sorg dat julle mekaar van harte lief het, al vra dit inspanning. God het immers die proses begin waardeur julle weergebore is. Hierdie weergeboorte is nie deur julle aardse ouers bewerk nie, want die lewe wat hulle julle gegee het, loop op die dood uit. Die nuwe lewe wat God gegee het, is vir ewig, want dit kom van die ewige en lewende woord van God. Ons is dus heilig wanneer ons lief het, want God het eerste lief gehad. Ons is heilig wanneer ons lief het, want God is liefde. So sonder liefde is ons niks. Sonder liefde is ons 'n klinkende metaal, 'n galmende simbaal. Ons kan pronk soos wat ons wil, maar dit maak ons nie heilig nie. So wanneer die skrywer van 1 Petrus, wat waarskynlik nie eers Petrus was nie, siende dat Petrus toe al reeds as martelaar gesterf het toe die brief geskryf is, maar in elk geval, wanneer die skrywer dan sê, handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl onder die nie-Christene, selfs al kla hulle julle aan van wangedrag, dan is hierdie wangedrag nie hoogmoedige aksies nie, maar eerder aksies van liefde. Want om lief te hê is die heiligste ding wat ons kan doen. Daarom skryf die skrywer in 1 Petrus 2 vers 17, julle moet alle mense respekteer. Julle moet al die lede van die huisgesin van God lief hê. Om heilig te wees is dus nie om praktyke uit te voer wat uitsluit en veroordeel nie, maar wat al die lede van die huisgesin van God insluit en akkommodeer. Heiligheid dis nie vasgevang in 'n plek of 'n tradisie of 'n ritueel nie. Nee, heiligheid word geleef. Heiligheid word geleef. En daarom, wees almal eensgesind, simpatiek, lief vir mekaar, goedhartig en nederig. Moenie kwaads met kwaad vergeld nie. Moenie iemand wat julle beledig terugbeledig nie. Inteendeel, jou antwoord moet 'n seënwens wees. Dit is waartoe God julle geroep het en waarvoor hy julle sal seën. Want die skrif sê, as jy die lewe wil lief hê en goeie dae wil beleef, moet jy jou tong weghou van kwaad praat en jou lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af, ja, doen wat goed is. Soek vrede, ja, jaag dit na. So wanneer ons in die teenwoordigheid van die heilige God kom, moet ons toelaat dat ons deur die heilige liefde van God aangeraak word. God se liefde maak dit vir ons moontlik dat ons voor God kan kom, net soos wat ons is. Daarom eer ons God, want ons vra na God se heerlikheid. Maar ons is lief vir God, want ons ervaar God se heiligheid. So wanneer ander dan na ons lewens kyk, mag hulle nie hulle gesigte wegdraai omdat ons dalk te ver staan of met oë vol hoogmoed na hulle kyk nie. Nee, wanneer ander na ons kyk, mag hulle in ons gesigte die liefde van die Here raak sien. Want niemand kan liefde ervaar en onveranderd daardeur voortleef nie. Amen. Here, God se wet vra al ons liefde vir hom, ons God en Heer. En liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. O Heer, wil dan u liefde ook deur ons openbaar, dat ons mekaar mag lief hê en so u wet bewaar. Veral omdat die tye ons dringend daartoe maan, die Heer se koms is naby, dis tyd om op te staan. Laat ons die werke aflê en duisternis verrig en vir die stryd gereed maak met wapens van die lig. Here, laat ons welvoeglik lewe geheilig deur die Gees. Ja, beklee met u Heer Jesus, gekruisig na die vlees. Amen.
Gemeente, daar is dan nou geleentheid vir die dankoffers en ek bedank u ook vir u getroue bydrae. Ontvang dan nou die seën van ons Here en God. Mag daar vir ons elkeen genade en vrede wees, vir almal wat aan die Here Jesus Christus verbind is. Amen.